Welkom by hierdie week se Kaap Vol Hoop en ons is hier in Oudtshoorn. Dit is Klein Karoo Kunstefees 2026, 30ste jaar wat dit aangebied word. Hier's klanke rondom ons, kan die musiek natuurlik hoor in die agtergrond. Dit is op die mikrofone. Dit is waaroor Klein Karoo Kunstefees gaan. Dis musiek en klanke en kos en kultuur en so stap saam met ons hierdie program. Ons gaan met interessante mense gesels, die storie vertel van wat gebeur hier by Klein Karoo Kunstefees en ons gaan eindig met 'n lekker liedjie ook, 'n bekende liedjie van 'n kunstenaar. So dit is alles in hierdie week se Kaap Vol Hoop. Nou ja, die Klein Karoo Kunstefees bied altyd groot verskeidenheid. Ons gesels eers met die bekende skrywer Dion Meyer en dit is nadat hy gaste by die ATKV Oasis se boekgesprekke geleentheid toegespreek het. Dion, voordat met jou te gesels. Dankie Arie, dis lekker om jou te gesels. Ja, en jou boeke het al diep spore getrap in ons land en ook in Namibië, in Suid-Afrika en in Namibië. Mens wonder altyd as mens jou pad so kyk waar hy begin het by die gedrukte media Volksblad en daardeur ook by Sanlam Koöperatief. Ergens het daai gogga seker gebyt wat jy sê, maar nou gaan ek my woorde ergens op 'n rekenaar of 'n tikmasjien sit. Ja, wie die gogga het nogal vroeg gebyt. Ons het as kinders het ons baie gelees. Ons was 3 seuns op Klerksdorp groot geword en ons het ouers gehad wat lief was vir lees en ons het vroeg begin lees. So dit was in die eerste plek 'n liefde vir stories. Ja. My pa was ook 'n baie goeie storieverteller geweest. So ek het van jongs af die magiese van lekker stories uit boeke en uit my pa se mond uit. En dan so mettertyd dan kry jy mens self die lus om stories te vertel. Ek het in standaard 6 of 7 het ek al 'n boekie geskryf, 'n storie wat ek vir my broers gedwing het om te lees en hulle het gesê dis baie swak. Maar jy weet so die behoefte, die drang om stories op te vertel was van vroeg af daar. Want dan gebeur die lewe. Ek was baie bevoorreg om by Volksblad as 'n joernalis te begin werk, wat 'n mens dan weer stories op 'n feitelike manier moet vertel, maar die dissipline van skryf, die ekonomie, die woordekonomie, hoe mens woorde en sinne en paragrawe aan mekaar sit, wat 'n geweldige groot leerskool was. Daarna was ek in die reklamewêreld, was ek eers kopieskrywer geweest, wat 'n mens weer ander dissiplines leer en ander forme van kreatiwiteit aanleer. En ek was so in my 30's geweest toe ek begin om kortverhale te skryf, nog steeds omdat ek daai begeerte gehad het. En toe die kortverhale goed begin doen, gedink miskien is dit tyd vir 'n eerste boek. So dit was 'n baie geleidelike, stadige proses. Ek is 'n baie late bloomer. Ek het maar eers, ek dink ek was 36 toe ek my eerste boek gepubliseer het. Maar tog is ek vandag bly daaroor, want ek dink ek moet ook eers as mens 'n sekere wasdom bereik het, sekere insig in wat dit is om 'n mens te wees. Want ek dink, jy weet, as jy karakters wil skep wat menslik is, wat lesers mee kan identifiseer, dan moet jy dan al so 'n bietjie weet van wat die lewe van jou vra. So dit was maar 'n lang proses. Ja, absoluut. Ons is dankbaar dat jy daai momentum gekry het en ek lees nou die dag raak hy so in 28 verskillende tale dink ek vertaal die boeke. Voorheen net is hy so wyd bekend raak. Dit is verstommend, dit voel vir my nog steeds onwerklik. Jy weet om 'n boekwinkel in Duitsland in te stap en my boeke is daar, dit voel vir my regtig nie werklik nie. Ek het dit nooit gesien kom nie, ek het nooit gedink dit sal gebeur nie. So vir my is dit 'n ongelooflike voorreg, en 'n wonderlike ding. Voorreg ook om by Oudtshoorn en Klein Karoo Kunstefees te wees. Ek het nou hierso, jy het hier 'n praatjie gehou en dis lekker as die mense gesels saam, hulle praat oor jou karakters in die boeke. Hulle wonder oor nuwe boeke, probeer vir jou idees. Jy sal gewoond daaraan, maar dit is ook lekker om by Oudtshoorn by die Klein Karoo Kunstefees te wees, want daar's iets in die kunste. Dis uitvoerend, dis kuns natuurlik. Weet jy, ek en Marianne het gisteraand toe stap ons huis toe. Ek sê vir hierdie bly die lekkerste plek vir 'n kunstefees. Oudtshoorn, die Klein Karoo, die klimaat, die klein dorpie is baie parkeerplek, is baie lekker om te stap en dan die wonderlike produksies wat hier is. Jy weet, dit is so moeilik om te kies. Ons was by 'n paar gewees en dis so lekker om te kan sien 'n Afrikaanse kuns en kultuur leef, dis sterk. Daar's die geweldige vernuwing wat daar is. Dit is vir my regtig wonderlik en ek geniet Oudtshoorn en die KAK bly vir my die lekkerste fees in die land. Ja, nee, dit is heerlik en lekker om saam met goeie vriende in die bedryf amper, weet jy, en Connie de Villiers stap 'n lekker pad, waar woorde en note mekaar ontmoet. Dis 'n vriendskap, maar julle kan mekaar komplimenteer in wat julle doen. Ja, jy weet, dit is so lekker om met Connie te werk, ook met Maurits Lots en Frida van der Heever, wat ons die eerste keer mee saamwerk. Dit haal my uit my gemaksone uit. Jy weet, skryf aan jou kamertjie is een ding, maar om hier te kom voor 600 mense
op te tree is heeltemal 'n ander ding. Ja. Ek het elke keer kwaai vlinders in die maag, maar dis die ding van Koenie, hy inspireer mense om dit ook te doen. En dis vir my lekker. Ek is maar benoud, maar dis lekker. Jy weet as jy as die gehoor dit waardeer, dan voel jy. En ek dink dis een van die groot verskille. As jy 'n boek skryf, dan jy geen kontak met jou gehoor nie. Jy kry dalk 'n paar e-posse van mense wat sê hulle daarvan gehou of nie van gehou nie. Maar om op 'n verhoog te staan en jy kry daar onmiddellike terugvoer as 'n groot genot daar. Ja, absoluut. Nou die kykers sal die boeke ken van ver terug af en baie het ook hier in COVID tyd begin lees. Koos dink ek was ook een wat so op die voorgrond gekom het en dan as van dink is dit 13 ure 7 dae en Cobra en 'n klomp en nou Scorpio. Die karakters hulle hou jou besig. Hulle hou my baie besig, my kop. Hulle baie besig. Maar jy gee vir hulle werk ook daarom. Ja, nee, hulle werk vir my ook. Ek kan nie kla nie. Ja, dit so laastens dankbaarheid die program is Kaapvol Hoop Dion en sommer net soos ons almal nou maar aanstap ook hoop betekenis ook vir jou weet jy gehoor jy praat van jy kinders in Italië en jy soms daar en dis ver en dan sou jy naby en hier te wees gesond te wees sommer net jou talente en liefdes uit te leef waar pas ook vir jou kind. Ja, absoluut. Weet jy ek is vol hoop. Ek en Marianne is nogal baie hoopvolle mense. Ons is baie positief. Ons glo 'n mens dit waaraan 'n mens iets kan doen, moet jy iets doen. Jy moenie terugsit en kla nie, so mens moet ook aktief jou omgewing help verander. Maar ons is geweldig positief. Ons jy weet ek het al die wêreld deur getoer met die boeke en daar's geen plek soos Suid-Afrika. Daar's niks wat naby kom. Nie wat die natuurskoon betref, nie wat die mense betref nie wat die lekker bly betref nie. So ons gaan net hier bly. Absoluut nie. Kaap is 'n mooi plek. Ons is nou in Oudtshoorn. Jy het lank in Melkbos strand gebly, Stellenbosch nou. Stellenbosch is een van my gunsteling plekke. Dit is daarom maar mooi. En hy bied 'n ou rustigheid en ja, ek dink die lekker van Stellenbosch is nie net die mooi en die rustigheid nie. Ons het baie kinders. Jy het net gevra wat is my inspirasie vir skryf? Die kinders se universiteitsrekeninge is 'n wonderlike inspirasie vir mense om te skryf. Die ABC kom daar. Ja. Maar die kinders is nou almal in die huis uit, so ons het nou na baie kleiner huisie in Stellenbosch getrek wat in 'n heerlike stil omgewing. So ons geniet die stilte, maar dan die heerlike restaurante en boekwinkels, die berg om te gaan fietsry of te gaan stap. Stellenbosch is regtig vir ons 'n wonderlike plek om te bly. Dankie Dion, dankie vir jou tyd en dit is vir ons lekker om die boeke te lees en inspirasie daar te kry en doen so voort. Dankie Arie, ek waardeer dit baie. Ja, dankie Dion en hy is een van Suid-Afrika se ikoniese skrywers en 'n voorreg om Dion se lewensstorie en sy hoopinspirasie te kan deel. Volgende gaan ons van die skryf na die skilderkuns en ek ontmoet die baie talentvolle Kaapse skilder Judy Loubser. Ons is hier by die KAK&K, hierso by die uitstallers en dis nie die uitvoerende kuns nie, maar dit is kunswerke saam met Judy hierso, Judy Loubser. Pragtige werke wat jy het, jy reg rondom ons, baie mooi. En jy sit sommer hierso en skilder, jy doen dit hier by die kunste. Sommer altyd 'n eerste vraag, belangstelling, talente, waar kom dit? Pa, ma, oupa, ouma? Ja, weet jy, ek het altyd geweet ek gaan iets doen met kuns. My ma het my altyd bemoedig en encourage en my die moed gegee. Ja. En ek het gaan studeer in Pretoria. Ja. By die Tegniek in Pretoria en dit is waar ek my man ontmoet het en ek en hy het saam in die paadjie ingeklim. Ja. En ja, altyd by ons gebly. Dit was altyd deel van my lewe. Ja. Dis kreatiwiteit om die talente en wat jy wil oordra op die canvas, eintlik is maar seker die woord gesit. Jy het seker 'n idee, is daarvan dit wat so ontwikkel en dan raak 'n mens kreatief soos jy aangaan? Ja, weet jy, dit is inspirasie. Dit is ons is baie op die pad, want ons gaan van skou na skou. Ja. So dis foto's wat ons neem, dit is mense wat ons beïnvloed, dit is mooi landskappe wat ons sien. Ja. En ek en my man was in 2009 by Seeu gewees en ek het baie van my se werk gesien daar in die museums en dit het my verskriklik beïnvloed. Ja. En hulle het 'n plaas waar daar waterlelies op die dam is en dit is waar dit regtig begin het. Okay, ja. Dit het so verander met my se invloed en nou skilder ek in my damme. Absoluut. Lekker as jy en jou man dit ook so saam kan doen en dit is 'n gedeelde belangstelling. Hy is net so kunstig. Ek sal sê julle is ewe kunstig. So ja. Dan so binne die Kaap ook natuurlik almal wat kyk, ons het by Karoo Kunstefees. Dis lekker kan of 'n tydjie kry om weg te glip en ietsie te gaan kyk of in die aande kom jy dan by die kunstefees ook uit.
Ja, ag nee, ons loop baie rond. Ons is basies 'n skoufamilie saam met al die mede-uitstallers. Ja, Ons gaan kuier altyd by almal en gaan kyk na alles se produkte, ons ondersteun mekaar. Ja. En dan gaan kyk ons ook natuurlik 'n paar van die opvoerings, veral as die skou nou verby is in die aande. Ja. Dan gaan kyk ons weer saam met al die musiek. Okay, ag, dis lekker, ja. Lekker atmosfeer hier so en julle is 'n groot deel daarvan. Dit is briljante werke. En jy's ook van Meisenberg, nee, van Meisenberg in die Kaap. Dis 'n baie mooi plek. So almal in Namibië kan kom kuier. Dis dan mooi daar rondom julle tot daar by Kalkbaai, daai hele strook. Ja, jy kan sien hoe dit ons beïnvloed. Kan ek vir jou wys, ek het 'n pas 'n skildery geklaar gemaak. Ja. Dit is basies. Dit is Kalkbaai. Okay, kom ek staan sommer so by jou. Dit is Kalkbaai, dit is basies op ons agterstoep. Wow, So net om die draai hoe mooi het jy dit gedoen? Net Unbelievable. om vir julle te wys hoe ons omgewing ons beïnvloed. Ja, kyk net hoe mooi is dit en die wat vir Kalkbaai al gesien het. Dit is baie mooi. Dit is inspirasie. Kyk hier reg rondom ons is sneer en die mense wat ook nou kyk en as daar 'n prentjie nou inspireer, hulle kan jy mos online of aanlyn ook vind. Ja. Julle kan ons kry besoeklik op Instagram en op Facebook. Okay, en dis Judy Loubser, ja. Okay, dan kyk daar en man, dis hier by Klein Karoo Kunstefees, briljante kunswerke. Dankie dat jy ons inspireer. En ons lewe vir ons inkleer. Julle maak dit ons ook nie te werk. Baie dankie. Ja, dankie Judy en waarlik inspirerend om haar uitstekende kunswerke te kan sien en ook te kon aanskou hoe sy aan 'n nuwe skildery werk. Kom ons neem 'n advertensiebreek en as ons terugkom, dan maak ons 'n draai by 'n baie unieke verhoogvertoning. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Welkom terug by hierdie week se Kaapvol Hoop waar ons by die Klein Karoo Kunstefees in Oudtshoorn kuier. Tyd om 'n draai op die verhoog te maak en ons gesels met Mia en Anay. En dit is na die opvoering van 'n uitstekende kindervertoning Kattekwaad en Koekeloer. Ons het nou hier nog sit by KAK Kattekwaad en Koekeloer. Dit is lekker om saam met Anja en saam met Mia te kan gesels. Julle het julle harte gegee hier vir die kinders. Dit is lekker om te kyk, selfs die groot mense kan ook saam lag en assosieer gaan weer gaan. Lekker om hier te wees. Julle is studente ook aan Stellenbosch. Lekker om groot oog hier so te wees. Amper daar staan debiet onder julle name. Dis lekker. KAK debiet. Hoe voel dit? Dit voel in 'n manier soos onrealisties. Dit voel soos 'n droom. Dit is baie vreemd om te gaan van eerste jaar drama studeer en nou hierso te sit by KAK en hier te op te tree vir kinders en dit is baie ongelooflik. Dis lekker. Dis 'n voorreg nee, meer vir jou as jy so ervaar is 'n voorreg. Ja, dis definitief 'n voorreg. Ek dink dit alles eintlik so vinnig gebeur. Ja. Ek dink mense besef nie eintlik dit tot die oomblik eintlik verby is nie. Maar dit is lekker om soos hier te wees en in die oomblik dit te beleef. Jy kan uitleef. Lekker om die gesiggies te sien hè. Dit is 'n aksie klein want jy doen kindertjies. mos nou baie van die voorbereiding sonder gesiggies. Ja, Motiveer die gesiggies as jy die gesiggies so kan kyk. definitief. Ek dink ons energy feed baie keer baie op die kinders wat ons receive, maar baie keer as daar dan
niks ook is nie, moet jy maar teen dit ook werk. Ja, Maar dis baie oulik om te sien hoe die kindertjies dit geniet. ja, Of baie keer hulle oogies en hulle attention span Ja. bietjie dwaal. absoluut. Ja, ons geniet dit baie. Jy het oulik vir hulle gedoen want hulle vat hulle deur 'n proses wat hulle ook bietjie kreatief moet dink. Ja. En dis lekker. En julle is kreatief op die verhoog ook. Is daar hier en daar 'n ekstra dingetjie wat inkom wat julle nie noodwendig altyd geoefen het nie? Ja, dit gebeur maar by elke repetisie wat ons het en vandag is ons eerste optrede nou. Maar elke keer wanneer ons dit doen, dan kom daar iets nuuts uit want wanneer ons met hierdie props nou speel, dit kan altyd iets onverwags gebeur nou altyd. Ja. So ons kan nie altyd 100% perfek werk nie. So dan moet mens maar hier en daar adjust en as mens ook net te lekker speel in die oomblik, dan gebeur dan nie goed, dan wil jy Ek dink dis waar die magic lê. Ja, Die feit dat elke show nie dieselfde is nie, Ja, dat absoluut. ons onsself toelaat om te speel want dan kan die kinders ook dit hulle aanmoedig om net want dis wat ons doen, ons speel eintlik Absoluut. maar net op die verhoog. Dis briljant. Lekker ook om julle dosent van Stellenbosch ook hier te hê as regisseur eintlik as iemand wat julle ken. Lekker om so iemand naby te hê en dan trek ons nou die Stellenbosch en die akkerbome deur na Klein Karoo. Maar dit is lekker, dis inspirerend Ja, en dis ook verseker. nodig. Dis daai hulp wat 'n mens verder vat. Ja, verseker nee, dis Estelle was so groot hulp geweest op die hele tyd en Jana en ons sou dit nie sonder hulle kon doen Ja. glad nie. Absoluut. Dit is heerlik. Die program is Kaap vol hoop. So mense hoef vinnig so van jou ken as ek julle so die Engelsman sê op die spot kan sit. Sommer net hoop. Mense hoor vaderlik woordjie hoop ook in hierdie konteks waar hulle is en waar hulle was en geswat het en alles. Miskien dalk geestelik persoonlik. Ja, ek dink vir my as ek dink aan hoop in terme van hierdie proses spesifiek is maar ook vertroue in mekaar en hoop. Dis hoop maar jy hoop dit gaan goed. Jy hoop nie dit gaan sleg nie. Maar ek dink hoop is waar jy bly optimisties vir jy glo dat die proses die produk op die eind gaan ondersteun. Absoluut, ja. En ek dink hoop maar ondersteunend ook. Absoluut, Ja, dis wat ek dink. Ja, absoluut. Ja, kan Ek dink vir my, dis ook soos hoe Mia gesê het, is maar positief te bly deur die proses, want daar gaan baie af wees en daar gaan baie op wees, maar net om te gaan met die idee en te kyk hoe ver dit kom en ja. Absoluut. Lekker om vir julle in aksie te sien en baie geluk dat julle Dankie. dit gemaak het. Dankie. En dit was nou 30 jaar, dalk oor so sê by die 60ste jaar dan sê hulle onthou dit ons het 30 jaar terug gedoen het en dis ons eerste ene. So mag dit vele meer poese kan kak en Dankie, Dankie. baie dankie. Ja, Mia en Anay was briljant op die verhoog en was ook betrokke by ander produksies by vanjaar se Klein Karoo Kunstefees. Hul dosent by Universiteit Stellenbosch, Estelle Olivier, was ook al regisseur vir Katokwaad en Koekeloer en sy gesels ook saam. Lekker om met Estelle te kan gesels. Estelle is by KAK&K. Jy ken die drama en uitvoerende kuns, jy's 'n dosent by Universiteit Stellenbosch. Lekker om te sien as jou studente so deur die proses kom en jy kan hulle help om by KAK&K te wees. Ja, dit is ongelooflik. Hulle is so talentvol. Hulle is so hardwerkend en hulle is so gereed om te speel en magic te maak. Dit is vir my, dit maak my hart baie warm. Lekker om hier te wees en daar's ietsie in die KAK&K en dit is alle senses word aangespreek, van die musiek tot die kunste natuurlik en van boeke lees en van dinge kyk. Dis lekker en mense het dit nodig in die lewe nê. Die lewe kan 'n bietjie boring raak eintlik. Ek weet net die mooiste Afrikaanse woord ooit is nie, vervelig. Maar vind jy dit ook so en dit is 'n groot rol wat jy het om te speel in mense se lewens op die ou end. Jy laat jou toe in hulle lewens. Absoluut, en ek dink dat dit is belangrik vir kinders om te speel. Dit is belangrik vir hulle om uit niks uit eintlik hulle verbeelding te gebruik en dit is dink ek een van die grootste goed met hierdie produksie vir ons is om weer daai vreugde wat kinders het deur net hulle verbeelding reis te gaan en so maatjies te maak en skielik net te kan sê okay, hierdie is nou dit en dan skielik word dit dat en so te speel. Dit is eintlik wat ons probeer doen met hierdie produksie. Ja, absoluut. En ons het net die verantwoordelikheid om regisseur ook te wees. Mense gee nou rigting en mense moet motiveer en so 'n klomp komponente. Mense dink nou dit is die werk is al gedoen, maar die werk is maar so tussendeur skaafwerk hier en daar, motivering en so voort. Ja, ek dink motivering glad nie. Hulle is goed. Hulle is wonderlik. Maar ons proses is baie saam speel eintlik en ek voel tot 'n mate met hierdie twee ongelooflike dames. Hulle
they bring it en hulle ons dink saam aan oplossings en ons sê vir mekaar wat nie werk nie. Maar dis vir my 'n voorreg om te kan ruimte hou en hier te kan wees saam met hulle. Ja, absoluut en wel gedaan met al daai klasse wat 'n mens moes doen daar in Stellenbosch en nog steeds doen en dan ek sê weer dan sit die vrugte wat deurkom in die proses, so wel gedaan. Baie dankie. Geniet Oudtshoorn en hopelik volgende jaar nog vele meer. Baie dankie. Ja, dankie Estel en goeie werk om sulke talentvolle jong akteurs tot hul reg te laat kom. Ons beweeg nou van verhoogopvoering na musiek en lekker om ook met oud WAS-leerling Hugo Ludik van die bekende groep Adam te kan gesels. Voorreg om vir Hugo raakloop, natuurlik by KAK&K en ver van Windhoek af, ver van Namibia af, maar jy het nog groot geraak. Jy het 'n lewe nou al weg van Windhoek al 'n tyd nie. Maar is lekker om hier tussen die kindse te wees, nee. Dis ongelooflik. Kyk, dis vir my so moeilik om te sê of ek nou 'n Suid-Afrikaner of 'n Namibier is. My hart is uit en uit altyd Namibier. Die werk is ongelukkig vir my in Suid-Afrika en veral vir wat ek doen. Die musiekdeel en die skryf en die vervaardigdeel. So Johannesburg is om my tuisdorp, maar hierdie is my so, jy weet, hierdie is my 'n lekker outing. Ongelooflike lekker outing. Lekker om 'n bietjie weg van die huis af te wees. Maar ja, mis altyd Namibië. Lekker om Namibië raak te loop. Yes. Jy het omtrent om kan gevang hier so. Ja, ek onthou goeie dae. Ons het net daaroor gepraat. Daai Great liedjie is nou 'n snaakse woord, maar daai mooi kragvolle liedjie wat julle vir WAS vir die 100 jaar geskryf het. Ek wou nog daai aand in die saal, julle het opgevoer daar van die verhoog af. Maar WAS tye, jou nerve lê daar op vegkop. Ja, verseker. Bloed en sweet. Verseker. Ek dink nie die kamera kan hier sien nie, maar ek meen die rugbyveld het omtrent so gelyk hierdie keer. Ja, en ons het kyk, WAS is natuurlik 'n trotse skool, trotse sportgeskiedenis, trotse geskiedenis, maar veral trotse geskiedenis en ek moet sê ons het 'n paar goeie spanne gehad in die tyd, 'n paar goeie spelers opgelewer, Jacques Burger natuurlik van die groot name, hy was in my jaar. So ons het daai jaar het ons baie groot skole gespeel en op vegkop, soos wat jy sê, my nerve lê. As ek nou hierdie gras kyk, onthou ek nou daar in daai winter, as jy 'n stukkie groen gesien het op daai veld, as jy lekker. Ja, dan dink jy om misgewoon en hulle het ons presies. Kinders is sommer die liefde vir musiek. Ek weet Adam en jy en jou broer en julle het 'n groot impak gemaak en sommer net dis lekker om jou kunste en jou talente so te kan uitleef, nee. Dis 'n voorreg. Dis 'n baie groot voorreg. Dis moeilik, is nie altyd maklik nie, maar so voorreg. Dis 'n baie groot voorreg. Ek gepraat met iemand ook voor vandag. Ek dink dat vandag se tyd is ons baie gelukkig. So ek is so groot gemaak nie. Natuurlik baie lief vir my ouers en hulle was verskriklik supportive geweest, jy weet. Maar jy weet ons groot geword het, jy was 'n polisieman, 'n brandweerman, dokter of 'n onderwyser of 'n dominee. Ja, daar was jou opsies geweest. So as ek groot geword het en ek dink in vandag se tyd en ek is bly, jy weet, ek het my hart maar gevolg. Want baie mense en dinge het my gesê moenie. Maar ek dink dat vandag se tyd is jy weet jy kan regtig eintlik enigiets doen. Wat jou passie is gaan volg, daar's soveel platforms waarop jy dit kan uitleef en daar's soveel platforms waar daar maniere is om regtig jou talente kan uitleef. So ek sal vir baie jong mense, jy weet, aanmoedig om te sê, jy weet, moet regtig nie bang wees. Ek het gepraat met iemand wat se seun vandag hy wil 'n sokkerspeler wees en hy soos hy weet die kans is net so min. Sê vir my, daar's so baie opsies. Hy hoef nie net nie. Hy kan in YouTube ingaan. Hy kan jy weet, hy kan in afrigting ingaan. Hy kan daar's soveel opsies wat jy kan doen in vandag se tyd. So ek het my hart gevolg op daai stadium. Maar ja, daar was baie redes geweest om dit nie te doen nie. Ja, absoluut. En altyd welkom natuurlik in Windhoek en in Namibië. Net so vinnig ons is hier by Oudtshoorn. Dis uniek, en waar die kunste bymekaar kan kom en kreatiwiteit en dit skep geleenthede, die mense daag op en dis lekker. Jy sien seker 'n klomp ou pelle ook hier. Natuurlik, ja. Ek sê nou vir my band ouens, hierdie is die eerste keer dink ek in maklik 10 of 12 jaar wat ek weer terug is. En net fun fact, ons het WAS se eerste Battle of the Bands. Dit was eintlik Windhoek se eerste Battle of the Bands. Het ons gewen in 1999. My band se naam was Swimming Pool Sunday. En dit is nie 'n groot prestasie nie, want ek dink daar het 4 bands ingeskryf, maar dit gesê ons groot prys was geweest. Ons sou kom optree of ons het kom optree by die KAK&K. En kyk, nou het ons nog gesponsor en Stefan Steyn, een van die groot geeste daar, musikale geeste daar van Namibië, uit saam met ons. So ek was in Standaard 9 was ek die eerste keer hier, het ek opgetree by die huisgenoot se verhoog. 2 jaar later is ek daar hierso saam met universiteitsvriende meer net om te kom kuier en letterlik die jaar daarna 2002, 2003 was ek saam met my broer die eerste keer hierso, so dit is 2003.
So ek voel toe hulle nou vandag sê KAK&K is 30 jaar oud, dis ek toe dog ek soos ek is nou maklik dan dubbel dit, want ek het so baie al van dit bygewoon, maar dis die eerste keer, ja, soos ek sê in 10 jaar wat ek dit bygewoon het weer, en dis 'n ongelooflike ervaring. Ek sê vir enige iemand, daar's geen rede as jy nog nie by KAK&K was om nie te kom wees nie. Dis die gees is net ongelooflik. Ons het gesê ons gaan dit nie mis nie. Ons show baie minder, omdat ek het 'n familie, jy weet, by die huis en goed, en vir my is dit makliker om net die jonger kunstenaars te skryf, en dis nou eintlik maar meer waar my passie lê. Maar ek het net gesê ek gaan hierdie geleentheid nie mis nie. Ek het te veel fond memories van KAK&K. Absoluut, doen 'n mens goed. Doen 'n mens goed om 'n bietjie jou talente uit te leef en lekker pelle saam met jou musiek maak. Dit is heerlik, 'n lekker omgewing. Dankie vir jou tyd. En so laaste vraag daar, die program skaap vol hoop, sommer net hoop. Jy het nou eintlik soveel kragvolle goed gesê van skooltyd en daai band wen en hierso aan vriende en samesin gesondheid en al dat goed. Hoop sommer vir jou ook waar pas hy en is groot hoor, maar is 'n aksie vir jou ook gereed. Ja. Wel ek is 'n Christen, ek leef my geloof, jy weet, volledig uit, so my hoop is in God. Ek weet in die tye wat ons vandag is, ek moet sê ek is nie ge-worry, ek is nie baie panic nie. Ek weet dit is voorspel, dis hoe dit moet gebeur. So ek sê baie keer vir mense, jy weet, een ding wat nogal profoundly by my gebly het, en ekskuus nou vir al my Engels nou. Ek het op 'n slegte tyd van die dag gevang. Maar iets wat by my gebly het is daar's 'n army generaal wat eendag gesê het, jy weet, hy het al gaan veg en al so baie, jy weet, sien maar ateïste wat saamgaan, en hy het gesê you'll never find an atheist in the trenches. So wanneer die moeilike tye kom, en ek in my eie lewe het ek dit al gesien met vriende en mense rondom my. Dis baie keer wanneer mense die eerste keer uitroep en soek na God en na daai hoop. En baie keer gaan jy nie daai kans hê nie, en baie keer gaan jy nie daai geleentheid hê nie. So ek wil vir mense sê as jy bietjie leeg voel, as jy voel as iets meer, C.S. Lewis het gesê jy gaan altyd soek vir iets meer, want ons is nie earthly beings, ons is gemaak vir iets groter. Gaan doen wat Pascal gesê, die belangrikste soektog wat jy ooit in jou hele lewe gaan hê is gaan force geloof na, gaan soek vir God en jy gaan hom kry. Ja, amen. Dankie vir jou getuienis, dankie vir die inspirasie, en dit gaan tref oor die grense van Oudtshoorn, deur Suid-Afrika in Namibië in. Dankie vir dit. Miskien het ons nog nie vooruit daaroor gepraat nie. Jou effens op die spot sit hier. Asseblief. Met 'n liedjie kan uitspeel dalk. Is daar 'n liedjie wat van julle dalk van Adam? Ja, wat opkom wat ons miskien kan uitspeel in die program, maar ons afsluit met hom. So enetjie wat nou so vinnig na jou toe spring. Sal oorlog vir jou maak. Ons het dit vandag gesing weer, die mense like net daai liedjie. Dis een van ons het 'n paar liedjies speel ek wat resoneer oor die jare, en is my ongelooflik om te dink 16, 17, 18 jaar terug, maybe ek weet nou nie eens nie. Maar rond het ons daai liedjies gesing. En ons nog steeds mense as ons dit sing in vandag se tyd dan wat opspring. So wil ek die ouer mense daar, met die kinders is nie hierdie oom. Maar die ouer mense wat in die weermag was. Presies. Ja, so sal oorlog veel maak. Absoluut, ons gaan oorlog maak. Dankie vir jou saamgesels. Dankie vir die saamkuier hierso by Kaapel Hoop, hierso by die Oudtshoorn Klein Karoo Kunstefees, en ons speel uit met ons oorlog maak. Adam, dankie goed. Ek kan my hande nie van jou lyf afhou nie. Dis fisies onmoontlik om jou te laat gaan. Jy lyk so verleidelik, so onvermydelik mooi vir my. Niemand sal jou vat nie, sal dit nie kan toelaat nie. Oh, jy weet ek sal vag vir jou. Enige aan te hou. Met voordeel of sonder sal ek vir jou beklei. Ek sal veg nooit laat gaan nie, want ek is in staat. Ek bly jou liefde soldaat, sal oorlog vir jou maak. Dit dan die groep Adam met Sal oorlog vir jou maak, en waarlik 'n topklas liedjie. Dit dan hierdie week se kuier by die Klein Karoo Kunstefees met 'n lekker saamkuier saam met Hugo Ludek van Adam, en ook 'n voorreg om met die bekende skrywer Dion Meyer te kon gesels.
Op die verhoog het Mia en Anay ons beïndruk met hul uitstekende talent en dan kon ons ook die kwaliteit kunswerke van Judy Loubser waardeer. Dankie vir die saamkuier, tot volgende week, groete uit die Kaap.